Volgens 'n ou Joodse volksverhaal het 'n paar disippels na 'n rabbi toe gegaan en vir die rabbi gevra, wanneer weet ons dat die nag verby is en dat die dag aangebreek het? Wanneer weet ons dit? Wanneer is die nag verby en wanneer weet ons die dag is nou hier? En die rabbi dink so vir 'n oomblik en hy sê toe, maar hoe dink julle? Sê julle vir my, hoe dink julle? Wanneer begin die dag? En die een disipel sê toe, jong, rabbi, ek dink as dit 6:00 is, die oggend, dan is dit dag. En die rabbi sê van, ja, is reg, dit is nou somer hier by ons, 6:00 is dit dag, maar weet jy, winter is dit nog donker, so dit gaan nie werk nie. En hy sê vir hom, maar goed. Enig iemand anderste. Die volgende persoon sê, maar weet jy, rabbi, as jy 'n hond en 'n skaap uit mekaar kan ken, dan het die dag aangebreek. En rabbi sê van, maar goed, nou wil sê nou die hond is nou naby en die skaap is nou baie ver, hoe gaan jy nou weet? Nee, sê hy weet nie. En die rabbi sê, maar kom ek sê vir julle. Hy sê, dag het aangebreek, wanneer jy na die gesig van iemand kan kyk, en hom kan herken vir wie hy is. As ek na die gesig van iemand kan kyk, en hom kan herken vir wie hy is. Ek dink die wêreld waarin ons leef is 'n plek waar ons nie regtig mense se gesigte meer sien nie. Want ons lewe in 'n vinnige tyd waar dinge vinnig gebeur. En ons leef so voetswarts, so by mekaar verby. Dit selfs geld ook vir ons wat in een huis bly. Dit gaan so. Ons sien partykeer nie mekaar se gesig nie. Dink die tweede plek, leef ons in 'n tyd waar mense redelik behep is met hulle self. Ons sien iemand wat miskien nood het, en miskien kry jou hart seer vir daardie persoon vir 'n oomblik, en daar is simpatie, maar jy draai daar om en jy stap weg, en jy vergeet van die persoon en jy gaan aan met jou lewe. Ons is baie meer op onsself gerig, die individualisme waarvan mense praat. Ek doen wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil, ek glo wat ek wil, ek skep my eie waarheid, ek sal help wie ek wil. Want eintlik gaan dit oor myself. Maar weet, as ek so na die gedeelte kyk in Markus 9, dan dink ek nie, dit is so iets wat mense vir ons sê, dit is 'n teken van ons tydsgees nie. Ek vermoed, dit is iets van mensdom wees. Want hulle doen dieselfde. Hierdie disippels stry onder mekaar, staan daar, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Ek dink dit is maar 'n ding van mens wees, nie so seer net oor die tyd waarin ons is nie. Ek dink dit is maar deel van mens wees. Dat mense maar op hulle self aangewese is. Hulle kyk wie is die belangrikste. Nou dit staan nou nie hier nie, maar ek glo as ek myself so moet inleef in dit wat daar gebeur het, dan kan ek glo dat Johannes vir die res van die disippels sê, luister, ek is die liefling disippels, ek en Jesus is groot vriende. Ons stap die pad saam met mekaar al verlang. Jesus deel baie meer dinge met my as met julle. En dan kan ek dink of Jakobus sou sê, nee, Johannes, wag so vir 'n oomblik. Ek is Jesus se broer. So ek dink as jy dit in familie hou, dan dink ek, is ek die belangrikste. En miskien sou Judas sê, nee, manne, ek dra die beursie van die disippels. So ek glo Jesus vertrou my die meeste. So stry hulle onder mekaar, wie is nou die belangrikste? En dan kom sê Jesus vir hulle, hy gaan sit en hy roep die 12 nader, staan op vers 35.
Hy sê toe vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Dan 'n rukkie later, as jy Johannes 13 gaan lees, dis die gedeelte oor die voetwassing. Nou, as jy in daardie tyd geleef het, as jy sandale gedra het en jy was in die woestyn met die sand en dit was meer as 40 grade son wat op jou geskyn het, dan is daar sekere chemiese reaksies wat normaalweg plaasvind. So as jy in die huis ingestap het en jy wil gaan eet, dan vra die mense nie vir jou, het jy jou hande gewas, hulle vra jou voete gewas. En dit was hulle kultuur gewees in daardie tyd. Daar's iemand wat jou voete was, en daai iemand is gewoonlik die persoon wat die laagste is in die samelewing, in die hiërargie van die samelewing. Gewoonlik dan 'n slaaf, maar hy was nie 'n slaaf nie. So ek kan nou al sien hoe stap hulle daar in die huis in en hulle begin vir mekaar kyk, want nie lank tevore het hulle vir mekaar gesê wie is die belangrikste. En ek dink hulle kyk so vir mekaar en gaan jy my voete was? En dan kom Jesus. En ons ken almal daai gedeelte uit ons kop uit. Ons het groot geword met dit. Dan kom Jesus en Jesus vat 'n bak en hy vat 'n handdoek en hy kom was hulle voete. En Jesus sê vir hulle hier in vers 16, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. Soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Johannes 13 vers 15. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Jesus kom leer vir ons 'n belangrike ding. Jesus kom sê vir ons, dat ons die ander moet raak sien. Want hy was mense geëet het in die Bybelse tyd, het hulle nie gaan sit by 'n tafel, soos het ons gesit het nie. Hulle het gelê. Nou jy kan jouself voorstel, as jy nou lê en jou voete is nie gewas nie, en jy was nou vir 'n paar ure lank in die woestyn, en daar's 'n windjie wat van regs na links waai, gaan jy kos nie so lekker proe nie. Dis hoe hulle geëet het. Hulle het gelê en eet. Ons sien baie keer foto's van waar mense aan tafel sit, Jesus en die disippels, dis hoe hulle geëet het nie. Hulle het gelê en eet. En Jesus kom leer vir hulle om te sê, jy moet oë hê vir ander mense. Jy moet 'n hart hê vir ander mense. Die lewe moet nie so om jouself draai nie. Glo dis hoe die Here ons gemaak en jou oë kykie binne toe en jou oë kyk buite toe om ander mense te sien. Jou voete is nie gedraai hierdie kant en jou voete kyk so intoe om vir ander mense te help. Jou arms is daar om vir mense te omhels. Hy het ons vir ons gemaak om vir mense daar te wees. Jesus leer ons om aandag te skenk aan ander mense, om sensitief te wees vir ander mense, om diensbaar te wees. Weet jy, ek wonder wat sou die disippels gemaak het as Jesus vir hulle gevra het, wie van julle wil my voete was? Ek vermoed hulle sou oor hulle voete geval het om net Jesus se voete te was. Omdat dit Jesus was. Maar ewe skielik verander die spel as dit nou tussen mekaar raak. En dis wat Jesus eintlik vir hulle sê, weet jy, julle moet mekaar se voete was. Daar moet nie 'n hiërargie wees nie. Niemand is belangriker as iemand anders nie. Julle moet mekaar se voete was. En weet jy, dadelik dink ons aan daardie persoon wat daar by die verkeerslig staan, wat ek moet help, wat daar bedel, of iemand wat kom klop aan my voordeur, en nou moet ek hom help. Goed, dit is so, mense moet hulle ook help. Want as Jesus vir hulle dit leer, dan sit tussen 'n klomp vriende. Dis sommer tussen familie, Jakobus en Jesus. Ek dink die Here wil vir ons sê, dit begin by een plek, natuurlik moet dit verder uitgaan. Die Here vra dat ons mekaar sy gesigte sal sien, maar nie net vir mense ver weg van jou nie, maar soveel te meer mense naby aan jou in jou huis. Ons weer mense se gesig weer sal sien. En dit begin
sommer in jou huwelik. Dit begin by jou as ouer. Dit begin by jou in jou familie, naby jou, rondom jou, jou vriende. En so kan ons dit al verder en verder neem. En as ons kan begin om diensbaar te wees in jou huis, dan begin jy vir jou kind dit al aanleer. En daarom het elkeen van ons vir onsself gesê, maar hoe diensbaar kan ek wees? Sien ek regtig my ma raak, vir wie sy is? Ook haar behoeftes, om diensbaar te wees vir haar, vir my pa, vir my kinders, vir my ouma of my oupa, andersom. Dat ons regtig gaan diensbaar wees vir mekaar. Weet ons mense is ons maar so, soos ek begin gesê het, baie keer gaan dit oor die self. Dadelik is ons martelaar om sê, ja, maar niemand doen dit vir my nie. Dis amper die eerste gedagte wat mense kop gaan. Maar niemand bewys nou hierdie diensbaarheid, hierdie liefde vir my nie. Ek is alleenig. Dis nie waar het vandag gaan nie. Sien jy die ander persoon raak? Sien jy die ander persoon se gesig raak? Om verskil te maak in sy lewe. Daar's 'n man met die naam van Gary Chapman. Nou so 'n paar jaar terug het ons so 'n kursus gedoen in ons omgegroep, ons selgroep, waar ons kursus gedoen van 5 love languages. Ek weet nie, miskien self van julle wat bekend is daarmee. En miskien verfris dit net weer jou gedagtes. Maar dit is nodig om te weet wat die mense om jou se liefdestaal is. En hy sê daar's 5 verskillende soorte liefdestaal. Hy sê party hou daarvan dat jy aan hulle raak. Hou daarvan drukkies. Hou van daai versekering dat daai liefde is daar. Want as jy liefde bewys, is dit ook 'n manier van diensbaarheid. En veral as jy die mense in jou huis kan leer ken vir wie hulle is. Ek het sommer gister vir my kinders gesê, kom, hier is die verhaalhuis, kom sit, almal aan die eetkamertafel, en my vrou val hierdie verhaalhuis in, dat ons nou seker maak wat is mekaar se liefdestaal. Want dan gaan jy op 'n sekere manier kan optree, wat vir daardie persoon saak maak. Maar dis die moeilikheid, mense tree op soos wat jy dink mense vir jou moet optree, teenoor jou moet optree. Party mense hou van aanraking, ander leef op klein geskenkies. Kom by die huis en hier is 'n bosie blomme. Of hier is 'n bietjie pakkie biltong. Party mense leef op dit. Ander hou van kwaliteit tyd. Sê, maar wie jy? As jy tyd maak vir my, is dit vir my belangrik. Dat ons gaan koffie drink iewers, by Magambien of waar ook al. Maar die tyd wat jy maak vir my, is vir my geweldig belangrik. Dis 'n manier van diensbaarheid. Party mense wil hê daar moet woorde van waardering wees. Nou die Engelse praat hier van, as jy, dit is nou ongelukkig in Engels, die vraelysie, hy praat van words of affirmation. Om net sê, weet jy wat, ek waardeer dit wat jy doen. Die mense leef daarop. Dankie man. Hey, jy is vir my spesiaal. As mense wat leef op dit. En vir ander mense is dat iemand vir jou sekere dinge gaan doen, hulle help jou. Die Engelse praat van acts of service. Hy help jou. Dit is nodig om te weet wat jou liefdestaal is. En dat jou maat saam met jou liefdestaal ken. En jy moet weet wat jou kinders se liefdestaal is. Dat jy op die sekere regte manier hulle hanteer. Ek sal nou die link opsit dan as jy wil gaan kyk. Het ons sommer daar op die internet opgespoor. Ek dink wat belangrik is, dat ons met die gesindheid van Jesus aanneem. En as jy Filippense 2 gaan lees, is 'n hele stuk oor die gesindheid van Jesus, waar hy praat van hoe Jesus van die hemel, sy hemelwese gelaat het, hy het aarde toe gekom, hoe Jesus God was en hy het volle mens geword, hoe Jesus heerser was en hy het dienaar geword. Maar ek vermoed op 'n manier, as jy weet wat jou identiteit is, dan gaan jy makliker diensbaar wees. En ek dink dieselfde geld ook vir ons. Ek dink daar's 'n baie belangrike vraag wat jy vir jouself moet afvra voordat jy diensbaar is.
En daai vraag is, wie is jy? Dink vir 'n oomblik na daaroor. As iemand vir jou vra, wie is jy? Wat gaan jy antwoord? Ek vra nie wat is jou naam nie. Ek vra nie waar jy op skool was, waar jy groot geword het, waar jy werk nie, wat jou bankbalans is nie, wat motor jy ry nie. Ek vra, wie is jy? As jy weet wat jou identiteit is, vermoed ek gaan dit baie makliker maak om diensbaar te wees. As jy weet my identiteit lê in God, as kind van God, dan gaan dit niks van my wegvat om diensbaar te wees nie. As ek weet wie ek is, maak dit vir my baie makliker om diensbaar te wees vir die wêreld daar buite. Maar dan gaan ek nie bang wees as ander mense dink nie. Want ons leef in 'n wêreld as mense vir ander mense op 'n manier help, dan dink hulle, hy is bietjie swakker. Dis nie hoe dit werk. Teen Jesus sê, jy wil eers wees, moet diensbaar wees. As jy weet wat jou identiteit is, dan gaan jy makliker diensbaar wees. Want dit gaan niks van jou wegvat nie. Ek wil afsluit. Mag elkeen van ons in ons huise, in ons gemeenskappe en verder sê, Here, ek is tot die diens. Maar ook my mense wat saam met my leef, ek is tot die diens. Mag die Here ons help om diensbaar te wees, om met hierdie gesindheid te leef. In ons gesinne, huwelike, breër familie en verder in die gemeenskap. Mag die Here ons daarmee help. Amen.